van die vlees en nie die dinge van die gees nie. En wanneer jy God dien, gaan jy God soek in jou gees en nie die dinge van die vlees wat neig na die geestelike dinge van Satan nie. So ek wil dit vir jou oopbreek vanmôre. Paulus maak die eerste 2,5 hoofstukke dit duidelike slegte nuus vir die mense. So as iemand jou vra, is die evangelie slegte nuus? Baie slegte nuus in die begin. In Romeine, baie slegte nuus. En dan in hoofstuk 3, vanaf vers 21, begin die goeie nuus. Ons kan nie altyd net die goeie nuus wil hoor en nie weet van die slegte nuus nie. Is die evangelie goeie nuus? Baie goeie nuus, want Jesus het gekom. Dit gaan oor Jesus op die einde van die dag. Die kruis, die opstanding, die hemelvaart. Kan ek gaan vasstaan op hemelvaart? Hoeveel van julle het hemelvaart gevier donderdag? Ok, 5. Ek het inteendeel nogal 'n paar teksverse. Hallo Jana. Jana, kom gee my 'n druk, ek is so bly jy is hier. Kom ons gee vir haar lekker. Sê hallo Jana. Daar sy. Moenie worry nie Jana, jy is nie laat nie, hoor. Die preek het net begin. Ek speel Jana, ek het vir hulle gesê, ons gaan die diens anders te doen vandag. Moenie worry nie. Ons kom saam van tienertyd af, ek en sy. Tieners. Sy was 'n jong meisie, toe leer sy my hierdie woorde. Sit ons by 'n orreltjie in hulle huis. Onthou jy daai orrel teen die muur? Sê sy vir my, Rian, geloof sien die onsienlike, glo die ongelooflike en ontvang die onmoontlike. Dis by haar wat ek dit geleer het. Ons was 14 jaar oud. Gee 'n hande klap vir die Here. Hier is iets vir jou. Sê vir een langs jou, sê jy's maar lekker ongehoorsaam teenoor God. Ja, nee, kom, ons wil oor mekaar se vingers stik vanmôre, nee. Sê vir een langs jou, sê Tinat, jy is lekker ongehoorsaam teenoor God. Ja, sê vir een langs jou, sê, en dan wil jy praat van my. Sê jy wil vir my sê van vloek, maar jy Eina. Sê jy wil jy hande op my lê as ek kopseer het, maar jy gee my kopseer. Ek wil iets opreek vir julle vanmôre. Ek dink jy die wêreld verstaan wat God soek nie. Papa, jy wil jou kinders slaan, want hulle was stout gewees. Hoe stout is jy? Vrydag aand wil jy die biertjie oopmaak, die vleisiekie braai, jou vrou vloek en skel by die braaier, maar jy het Woensdag jou kind geslaan omdat hy met jou vrou teruggepraat het. Dis 'n hartseer een. Sê vir een langs jou, sê Pinat, almal van ons is sondaars. Sê vir die langs jou, sê jy moet asseblief nie 'n ongeveinsde wees nie. Patrick, baie welkom aan jou en jou vrou. Skus, ons het vanoggend se diens net bietjie anders te begin, hoor. So jy's nie laat nie. Prys die Here, baie welkom. Sê vir die langs jou, sê jy is ook 'n sondaar. Sê vir jou langs jou, sê jy Pinat. Mense wil nie hê jy moet die woord Pinat gebruik nie. Die Here het my nie 'n grondboontjie gemaak, hy het my 'n mens gemaak. Want jy geweet Pinat is sout. Die woord van die Here sê as jy praat, moet jy so sout van die aarde wees. Mense moet aan jou lippe kan hang. Wow, welkom julle is nie laat, die kos gee van 'n hande klap. Hulle is regtig nie laat nie, die diens het net anders te begin vanmôre. Dani, help my gou Cornelis, dan gee julle vir hulle almal 'n drukkie, julle twee. Gaan gou sê vir hulle, gee hulle 'n drukkie, dankie. Ja, die diens gaan anders te wees vanmôre. Julle is gewoond aan al hierdie, ons moet nou kollekte gee, ons moet nou sing, het jy geweet, God haat tradisie.
Ek gaan dit vir julle wys. Kom ons werk deur die boek van Romeine. Ons is so besig met tradisie. Ek is al naar vir tradisie. Ek dink ons moet volgende Sondag klank buitekant sit. Gaan dit lank vat, okay. Sê bietjie vir die een langs jou, sê die wêreldsisteem sê, jy's 'n goeie mens. Maar God sê, dat die mens is soms sleg. Ek gaan dit vir jou wys in Romeine. Waar God hartseer is teenoor die mens, met die slegte dinge wat hy mee besig is. Kan jy vir my asseblief na iemand anders toe draai vanmôre, dan sê jy, maar binnekant jou is daar iets moois en goed. Jy nou nog nie vir haar die hele storie vertel nie. Dis die eerste 2 van die hoofstukke is die slegte nuus. So wat is die implisering van Romeine 3? Die voorreg van die Jood, hy praat van die geregtigheid van God. So Romeine 3, maak jou Bybel oop, vers 1 tot vers 3 saam met my. Romeine hoofstuk 3. So die eerste 2,5 hoofstuk van Romeine praat die Here van sonde wat ons verantwoording gaan doen. Hy kom in hoofstuk 1 en hy sê, as jy van hierdie doen, as iemand wat my gebel het, eintlik 'n WhatsApp stuur en gevra het, pastoor, ek wil hê jy moet my doop. Daar's nie 'n manier wat ek jou gaan doop as jy nog besig is met geyskappe nie. Daar's nie 'n manier wat ek jou gaan doop wanneer jy nog aanhou met jou sondige natuur nie. Die doop is 'n implisering van die afwas van sonde. Dit beteken ek het radikaal verander. Hoe kan ek jou doop maar jy het nie verander nie? Ons moet ophou kerk speel, leuns praat. God is soewerein. So, Romeine 3 vers 1 sê, wat is dan die voordeel van die Jood? So hier kom, amper sê Johannes, hier kom Paulus, en hy kom praat met die gemeente van Romeine, en hy geef hulle 'n brief, hy sê vir hulle, luister hier so julle klomp peanuts, wat 'n voordeel het julle wat Jode is? Wat 'n voordeel het julle bo die wat heidene is in die nageslag van Abraham? Kan ek vir iemand iets sê? Daar's baie voorbeelde gewees. Hulle was net ene. Hulle was uitverkore volk. Hulle was uitgekies om gered te wees. Dit was God se plan. Maar God het 'n plan gehad vir die heidene ook, vir die jou en my wat hom verwerp het. En hier is wat gebeur. Hy sê, of wat is die nut van die besnydenis? Nou besnydenis daardie tyd was 'n verbond met God gewees. Nou daar's baie manne wat hulle vandag nog besny. Ek en Doos, ons was by 'n groot mannekonferensie. Ek dink dit was laas jaar. Ek kan nie, ja. Ek was so teleurgestel met die prediker wat hulle daar gesit het op die platform, dat hy sê, jy moet nog steeds besnydenis kry. Wat se crap raak mense, kom, julle moet my verskoon vanmôre, ek moet reguit wees, dit is 'n klomp snert. Ek het die verbond, die besnydenis in my hart met Jesus, is die verbond wat ek met God het. En dan kom die vers 2, hy sê, groot in alle opsigte, ten eerste tog, seker dat aan hulle die woord van God toevertrou is. Aan die Jode, die woord was hulle toevertrou. Vers 3 sê, want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? So ek wil jou vra vanmôre, wat is die verskil tussen getrouheid en ontrou? In Romeine 1 en Galasiërs 5 en in Efesiërs 4 en 5 praat die Here van ontrou. Wat gaan gebeur met jou en my wat ontrou in ons verhouding teenoor God is? Wat gaan gebeur met jou en my wat ontrou teenoor die liggaam van Christus is? Kyk, die kerk in vandag se tyd lyk my is net vir die Afrikaans. Dis net vir die Engels. Die kerk is net vir die wit mense. Ons gaan die mentaliteit moet verander, want die woord van God praat van alle nasies. En van hierdie preekstoel wil ek sê vanmôre, hierdie kerk is oop vir alle nasies. Ek en jy moet gaan en 'n verskil maak in die wêreld daar buite. Dis omdat die Christene stil bly. Dis hoekom daar roof en moord en doodslag en ryp is.
Wat leer ons die mense van Jesus? Hoe wil jy die woord vir jouself toeëien, maar jy deel dit nie met die wêreld wat verlore gaan nie? Is die opdrag nie, gaan heen en maak disippels. Ek het 'n vriend, pastoor Sarel. As ek moet kyk hoe sy werkers met hom praat, julle al opgeleid, die respek, die liefde en die deernis. In 2020 of 2018 was 'n mighty man, ek sal dit nooit vergeet nie. Sê een van sy werkers vir my, sy sê dat, daardie man het my geleer, regtig wie God is. Hy werk vandag nog vir hom, hy saam met die mighty mens, hy dien die Here met alles wat binne in hom is. Wat 'n verskil het jy gemaak onder nasies daar buitekant? Ek moet praat daaroor vanmôre. Ongeag die ontrou van die mens, God bly steeds getrou. Ek wil dit weer sê, ongeag die wantroue van jou en my, God bly getrou tot die dood van jou en my. Hy het ons nooit gelos nie, hy het ons nooit verlaat nie, ons het hom verlaat deur die werke van sonde. Sê vir een langs jou, sê daai man daarbo, gaan goed sê, wat jy nie gaan van hou nie. Trek aan jou jacket, trek aan jou vlerkies, en hou jou kop oor water. Dis tyd. Vers 4. Nie stellig nie, maar God het waaragtig wees, en elke mens leenagtig, soos geskryf is, sodat u geregverdig kan word in u woorde, en oorwin as u gerig hou. Maar as ons ongeregtigheid en geregtigheid van God bewys, wat sal ons sê, is God van die toorn oor ons bring, dan nie onregverdig nie, ek spreek menslikerwys. So Paulus kom en hy sê, ons raak kwaad vir die Here wanneer die slegte dinge in jou lewe gebeur. Ons wil die Here die skuld gee. Ons raak kwaad omdat ons finansies nie klop nie. Die Here het nie by Wesbank die kar gaan koop nie, jy het hom gaan koop. Ons raak kwaad vir die Here wanneer daar nie kos in my huis is nie, maar jy 'n klomp drank gaan koop om lekker te kan kuier en jou kinders moet honger ly. Ons raak kwaad vir die Here, dat bel 'n man my gister. Dan jy lees het my bel in die man, hy soek jou dringend, hy's van Standerton of Alberton of een of ander ton. En die eerste ding wat hy doen is, ek bel hom, ek het nie geweet van waar sy nie, ek is daai dienaar van die Here, ek sal jou bel. Hoe kan ek jou help? As jy in die Kaap is, gaan ons jou help. As jy oorsee is, gaan ons kyk hoe kry ons vir jou 'n posduif gestuur, maar ons gaan jou help. Hier is wat gebeur, en die eerste ding wat die man vra, is jy die pastoor? Ek is so bly. Pastoor, kan jy vir my sê wat die Here vir jou gaan sê in die volgende? Maar ek wil eers my verhaal vertel. Jy bel my om te hoor wat die Here vir jou gaan sê deur my. Moes jy nie in jou binnekamer gegaan het en gaan hoor wat die Here vir jou sê in jou binnekamer nie. So jy strek uit 'n quick fix na mense. Jy is nie bereid om die pad te stap na God toe nie. Ek sê, Here Boet, ek het 'n paar teksverse, hou net gou vas, maar voor ek dit vir jou gaan gee, vertel my jou storie. En hy vertel vir my gister, hy sê, pastoor, ek het hierdie monsters gedrink in hierdie Red Bull. Hy sê, ek is een van die mense in Suid-Afrika wat sy hart wou bars. Hy het my klop in my bors, ek sit met probleme. My maag is weggevreet van daardie monster en daardie Red Bull. Daar is niks oor die binnekant nie. Buitendien, ek het al gepreek oor die monster. Het jy geweet, daai monster, kan ek gou vasstaan, net so van die rekord van die preek af. Het jy geweet, daai monstertjie wat jy koop om te drink, het vloeke op voor hy uit die fabriek uitgaan. Hulle bid vloeke, gaan lees die blikkie man, kyk wat julle doen. Die merk van die monster is die Grieks of Hebreëse teken, die Hebreëse teken van die 666. Jy ondersteun Satan, en daarin kom om jou siek en dood te maak, maar jy wil hom aanhou drink. Ek wil regtig vra, die volgende ouers moet asseblief nie met daai blikkie in die kerk inkom nie. Ek gaan jou uithaal met daai blikkie. Hierdie is 'n huis van die Here. Hierdie is nie 'n speelplek nie. Jy kry waarskuwings oor en oor en oor en oor, maar jy luister nie. Hy man bel, hy huil, hy sê, wat sê jy, sê die Here vir jou, wanneer maak hy my gesond? Jy is kwaad vir die Here, wanneer jy kanker kry, maar jy het gerook, jy daai kanker gaan soek. Ek gaan reguit praat vanmôre. Kyk mense,
Kyk vir die een langs jou. Jy moet sorg dat hy volgende week terug is. Ek wil reguit praat vanmôre, kan ek reguit praat? Ek gaan in elk geval. Ons maak van God asof hy net 'n speelbal is, asof as ek vir hom sê, moet hy net doen. Hy moet net. Baie welkom hierso, jy's nie laat nie, jy's vroeg. God moet net God is nie 'n speelbal nie. Voor ek hom antwoord sê vir my pa wil ook met jou praat. Sê, great, laat ek met jou pa praat. Pastoor, nee, ek het 'n stasiehuis, ek wil hierdie huis koop. Okay. Wat is fout daarmee? Nee, wat sê die Here vir jou? Wanneer kan ek die huis koop? Dit was letterlik 'n minuut en 'n half gesprek. Ek sê my vriend, Johannes 14, Matteus 18, en ek gee al die verse, en die Here sê, wat 2 of 3 is in my naam, daar sal ek wees, wat jy my vra, sal ek jou gee, die wil van my Vader. Johannes 14 sê, en as jy my iets vra, sal ek dit vir jou gee. En hy het nêrens vir my gesê, hardloop na 'n prediker toe vir 'n quick fix, hy het gesê, gaan in jou binnekamer, en bid Matteus 6, maak toe jou deur, en praat met God, bou 'n verhouding met die Here, hoor wat wil die Gees van die Here vir jou sê. Hy sê vir my, maar die Here sê vir my, baie keer anders dinge as wat in die Bybel is. Ek sê, my vriend, nou weet ek nie wat se God jy aanbid nie, maar ek aanbid die een en enigste ware God, die drie enige God, van Abraham, Isak en Jakob. Sy ja is ja, sy nee is nee, en meer as dit is in die bose, as jy anders te spreek as wat in die woord van die Here staan. Draai terug na die Here, ek is jammer, maar ek kan jou nie antwoord nie. Jy moet 'n geseënde dag hê, die Here seën u. Totsiens. God is not a quick fix. And your pastor is not a quick fix. Jesus, en ek gaan dit in respek sê, is die real deal vir jou hele lewe. Kan ek dit weer sê? Die real deal vir jou lewe is Jesus Christus. As jy wil verander, sal jy verander. Sal jy werk daarna. Ons skakel ons die switches aan en af. Ek het nie vandag God nodig nie, ek wil in die duister wandel. Maar wanneer ek in die duister so diep is, soek ek God, dan soek ek die switch. Vers 5 sê, stellig nie, want hoe sal God anders die wêreld oordeel? Maar as die waarheid van God deur my leuen oorvloedig geword het tot sy heerlikheid, waarom word ek dan nog as 'n sondaar geoordeel? Moet ons nie liewer sê nie, soos ons belaster word, en sommige beweer dat ons sê, laat ons kwaad doen, sodat die goeie daaruit kan voortkom. Hulle veroordeling is regverdig. Waarna verwys vers 8? Dit verwys na die woord van God. Met ander woorde, die hele Ou Testament, die wette, die gebooie van God is gegee aan die volk Israel, die woorde wat God gespreek het, met ander woorde sy boodskap aan die volk. So in Romeine 2 gee Paulus die waarskuwing van besnydenis, dat dit nie outomaties is dat 'n mens tot redding gebring word deur die besnydenis nie. Die fokuspunt was die volgende: Paulus vra of dit enige nut het om 'n Jood te wees. So ek wil die kerk die vraag vra, is dit enige nut omdat jy Afrikaans is? Is dit enige nut omdat jy wit is? Is dit enige nut omdat jy Engels is? Mag die hemel vol Engelse mense wees. Kan jy asseblief opstaan en dit hardop sê asseblief? Sal jy dit vir my doen? Kom staan op, jy kan. Sê amen. Dankie. Mag die hemel vol Afrikaners wees. Kan jy opstaan en sê amen asseblief? Staan op. Nou nie voor op die wal wees, maar staan op. Sê amen. Amen. Harder. Amen. Okay, jy kan sit. Ons is lief vir haar, hoor, moenie waar nie, ons het 'n verhouding, verstand vir haar, ek die verstand, sy die houding. Ek speel, hoor. Ons kom 'n lang pad saam. Ek sê wat ek vir jou wil sê. Paulus se antwoord was om 'n Jood te wees was 'n voorreg. Hoekom
bevoorreg. Die woord van God was toevertrou aan die Jode. En al sommige mense onthou, God bly steeds getrou. So geen mens is onskuldig nie. Jy's nie so ons, weet jy maar nie, jy besig. Jy's God nie onskuldig nie. Sê vir jy langs jou, sê jy Sondag maar lekker in die duister. En as jy ondergrond by die myn werk, mamma sê vir jou man, ek sê daar nie, ek weet daar nie donker as jy besig. Spanner het jou vinger raak geslag, jy het weer 'n woord gesê. Ha! Praat ek waar? Vandag wanneer jou kind kom tik maar die vinger, want jy het nou gehoor, hy sê 'n paar ander woorde. Wat is die belangrike inligting? Die Jode het die wet gehad en die heidene het nie die wet gehad nie, maar God het 'n besluit gemaak. En hy het gesê, luister, die mens het iets nodig, hulle het een persoon nodig, om hierdie hele volk op die aarde tot redding te bring. Een persoon. En God het homself geoffer. 'n eenheid van sy drie eenheid, 'n goddelike eenheid. En as ek sê hy het homself geoffer, want uit hom is sy seun. Hy het homself geoffer, sy seun, om in 'n vlees, in 'n maagdelike vlees geweef te word, gebore te word, kind en 'n tiener en 'n leraar, 'n meester, 'n Messias, wat moes gekom het om te gesterwe het en al die sonde van almal op hom moes neem, sodat die hele wêreld vry kan wees en geregstaande voor God kan staan. Alleenlik die wat in die wil van die Here is. Maar kan ek vir iets sê, die wil van God gaan jou nie tot redding bring nie. Die gebooie gaan jou nie tot redding bring nie. Die wette gaan jou nie red nie. Dis die aantekenswyse, of wat noem mense dit, die rigtingwyser, om my op die pad na Jesus toe te hou. Wat ek moet hê, is Jesus Christus as my verlosser, my saligmaker en my Here. Ek moet hom dien, en die Bybel sê vol, dat jy moet glo dat Jesus die Seun van God is, Johannes 3:17. As jy hom nie kan bely nie, is die oordeel klaar oor jou. Met ander woorde, die Here kom dan in Romeine 1 en Galasiërs en al die hoofstukke wat jy gegee, dan gee hy jou oor aan al jou sonde en jou laste en jou lyding begin al hier op aarde. Het jy dit al agtergekom? Het jy al agtergekom, jou lyding begin al hier? Ek het dit laasweek vir julle gegee, ek het julle die skrifte gegee in Romeine. Jou lyding begin al op aarde. Die vloeke tref jou al op aarde. Dis die begin van jou smarte terwyl jy asemhaal en menswees is. Kan ek dit reguit sê vanmôre, julle wat julle liggame so verwoes? Ek gaan dit weer sê, en dan gaan mense kwaad wees vir my. God het jou nie 'n inkleerboek gemaak nie. Hy het jou na sy beeld gemaak. Daar is predikers op platforms wat sê, ek gaan die wêreld wys, ek gaan nou vir my Psalm 91 tattoo. Jou Psalm 91 het jou nie hemel toe vat wat jy gemerk het op jou arms of jou skouers nie, man. Gaan lees die woord, God het nooit verander nie. Pastoor, judge my dat ek een het, nee. Ek vra jou om te bekeer en dit nie weer te doen nie. Ek moet reguit praat vanmôre. Wat is die belangrike inligting? Die mense staan onder die mag van sonde, die wêreld staan onder die vloek van sonde. Paulus haal in die Ou Testamentiese vers aan as bewys goddeloosheid van die mense, sê 'n bietjie goddeloosheid. En ek wil graag vir jou wys hoe maklik wil ons ander op hulle vingers stik en onsself sit met sonde. Mag jy jou Bybel oop op Psalm 14 vers 1 tot 3 saam met my asseblief. En wil ek jou wys, jou grootste val is jou eie mond. Jou eie mond wat jou laat val. Ek glo in 2027 gaan ons kouk hê onder die preekstoel. Ek glo dit.
Ek gaan nie saamstem nie, hy was 'n medisyne gewees. Ek gaan lees die lering van Coke jare terug. Ek weet nie van jou nie, maar my joints is geolie, ou boet. Die Here is goed vir my. In die hemel gaan ons baie Coke en Biltong hê. Ons kan net lag. My boom se naam is die proteïneboom. Ek wil julle net nie van die vleis afsteel daar nie. Hy mag nie steel in die hemel nie. Ons mag lag in die huis van die Here, ons weet dit is anders. As jy reg saam met my Psalm 14. Vers 1 sê, die dwaas sê in sy hart, sê bietjie dwaas. Daar is geen God nie. Het jy al op 'n tyd in jou lewe gekom en gesê, waar is God? Ek dink nie daar is 'n God nie. Maar moet asseblief nie antwoord nie. Moenie. Almal wat ek was een van hulle. Ek was een van hulle. Slegs afskuwelik maak hulle dade, daar is niemand wat goed doen nie. Sê vir die een langs jou, daar is niemand wat goed doen nie. Sê jy, doen ook nie altyd goed nie. Vers 2 sê, die Here het uit die hemel neergesien op die mense kinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra. Tronke is vol en die kerk loop leeg. Want die mense vra nie meer na God nie. Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen, ook nie een nie. Al die mense is onder die mag van die sonde, Romeine 3 vers 9 tot 20, as jou Bybel oop. Wat dan? Het ons enige voorrang? Het jy voorrang in alles wat jy doen? Het jy guns? Ek het guns. Ek het guns by die Here. Maar luister wat sê hierdie teksvers. Hoegenaamd nie, ek het guns, maar ek het nie voorrang nie. Kyk gou, wat die woord van die Here sê, my goedheid en guns sal jy volg al die dae van jou lewe. Daar's 'n verskil tussen goedheid en guns en 'n voorrang. Mense misgis hulle en verdraai waaroor hierdie stuk gaan. Die woord van die Here sê, want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig, dat hulle almal onder die sonde is. Sê onder die sonde. Met ander woorde, selfs die Jood en die heidene, almal is onder sonde. Almal van ons het sonde. Kyk hierson, kyk, laat die pastoor nou iets verkeerd doen, né? Ja. Die hele wêreld moet weet. Kyk, hy word belaster. WhatsApp is 'n voice note. Ek hou hierdie voice note vir eendag. Hou jou voice note. Hou op iemand verantwoordelik hou vir sy verlede. As Christus my vergewe het, hoe kan jy dit teen my hou, jou dwaas? Staan in die woord van die Here. As Dani nou geval het, en 'n mannetjie by die werk het hom kwaad gemaak en hy het daai spanner gegooi, en hy raak kwaad want die ou is besig om my implement op te jam. Kyk, dan moet die hele kerk weet. Hy wil Sondag preek en sê, jy's 'n kind van die Here, maar kyk, as dit is hoe 'n Christen is, wil ek hierin wees nie. Ken julle dit? Ja. Julle ken dit. Hoe is dit as jy vry jou kwaad maak, man, en dan stot jy daai braaier? As hy daar kom, as jy wat is lief, jy binnekant wil jy steek met 'n skêr. True story. Praat ek waar? Jy kyk aan die oë en sê, my liefie, jy's die wêreld vir my. Sonder jou kan ek, maar sy loop. Wat jy nou goed is, nee man, ek het net te vinnig, ek wou so maak, maar toe, Ekskuus, het verkeerd uitgekom, my skat, en miskien het my gebyt hier so toe. Dis mos wat ons doen.
Laat die saak tussen Dani en die man wat gemaak het dat hy die spelle neergooi, die saak tussen mekaar uitklaar. Moet jy nie die wêreld vertel dat hy kwaad geword het, jy raak net so lekker vuil uil. Is goed wat mense nie wil hoor nie, dis die waarheid. Sê bietjie vers 10 agter my aan, lees hom. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie. Selfs nie een nie. Dani, ek is saam met jou hoor. Ek het ook al 'n spanner gegooi, moenie worry nie. Ek wou met my lorry oor 3 rivers. Maar ek sal nie. Ek het daai woorde eendag gespreek. Toe ry een van my trokke bouer een van die werkers, dis lank terug. Nooit weer sal ek goed spreek in my lewe nie. Nooit weer nie, want ek het geleer die mag van die tong. Ek wil jou iets leer vanmôre, pas op wat jy sê. Here, klink nou snaaks, maar dis nie snaaks wanneer jy by die hospitaal kom en sien, skade wat gerig is, wees jy vanoggend kwaad geword het teenoor hom. Het jy geweet wat kan kwaad alles doen? Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Dis die tyd wat ons leef. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf. Kyk, hierdie kort man wat hier voor my sit kan kwaad word. Ek het hom al gesien. Hy is soos 'n bulldozer, hy gaan sy eie rigting in. Hy gaan niks hoor nie. Ek haal jou nie uit vir hulle nie, hoor. Ek haal jou regtig nie uit vir hulle nie. Maar hey, ek's 'n padskraper as ek kwaad word. Ek gaan my eie rigting in. Ek skraap die pad, hy kom tel die gemors op. Hulle kele is 'n oop graf. Ons kan net nie wag om te skinder uit ons mond uit nie. En die hartseer is, hulle sit in die kerke en bespreek ander in hulle huise. Die Here is so goed vir my. Dit het hierdie week weer gebeur. Prys die Here. Kyk, iemand sal van jou praat, dan lê jou foon. Ek love it. En dan kry jy die stem van die Gees van die Here. Kyk, ek het al gepraat, iemand het vir my gesê, sy het al vir iemand gesê, maak dit seker julle fone is af, want as ons gaan praat, hy is nogal hy gelukkig en hy kry die oproep terwyl ons praat. Bel 8 mense mekaar op 'n phone call. En my WhatsApp wys die 8 mense. Kan ek vir iemand iets sê, solank as wat jy in die wil van God is en hulle hou nie van wat hulle hoor nie, gaan hulle jou bespreek. Ek love it. Hulle maak hulle self skuldig voor die Here en die Here bring hulle in die lig. Almal van hulle. Jy kan maar jou sitplek langs jou kyk, jy gaan hulle nie sien nie. Want as die pastoor antwoord na so 3 minute wat almal hulle harte uitpraat, sê ek, hallo! Hallo! Is daar iemand daar? Kan iemand by? Hallo pastoor, pastoor Jan. Wie praat nou? Nie is pastoor Jan, is hy wat nou praat. Kyk, ek moet eerlik sê, hulle het nou niks sleg gesê nie. Dit is iets interessant om vir jou te sê. Dit het al met my gebeur. Waar ek in 'n gesprek is, 3 minute lank, spoel sy haar lippe na tong uit. En die Here bring haar in die lig. Ek noem hierdie woord trawante en al haar trawante. Kyk langs jou, hulle is nie hier nie. Hoekom? Ons het kerk toe gegaan om te kyk wat kan ons sê en wat kan ons doen. Wat skaderig. Dis hartseer. En dan sê die Here, moet ek sê nie, bly net stil. Ek bring in die lig. Pas op met wie jy besig is. Hulle kom soos jou vriende na vore.
maar hulle is soos leeu's wat kom om jou te skeer en te verwoes. En toe ek gesê het op hierdie oproep, dit is pastoor Rian, af ons almal, een bly oor. Ons het gedog, dis die pastoor van Richards Bay. Nee, jy is by die ander pastoor Rian nie, jy gaan nie van Richards Bay nou nie. Jy is by pastoor Rian nie, van Oornalster, af is die voor. I love God. Ek is lief vir die Here. Ek like het as hy oop grafkele openbaar. I love it. Sê die eerste keer wat het al gebeur het, 2, 3, 4 keer al. Hier is iets vir jou. Met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Wat kan ek van iemand sê, net om hom te na te kom? Net omdat jy nie van hom hou nie. Die gif van adders is onder hulle lippe. Wat is 'n adder? Adder is 'n slang. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Kyk, jy moet nou nie 'n heilagsbakkie koop nie, want jou broer gaan kwaad wees as jy 'n heilags koop. Jy nou 'n heilags koop, jy nog my Mini Cooper. Daar is so bitterheid, die een gun die ander niets nie. Ken julle daai ene? My engel, sy het 'n mooi sloutkoeker. Ons is so klein, ek kan hom ook net by die kamp gebruik. Hy plak ook net by die bussie se lighter in. Ek het 'n groot saintjie teen. Bitterheid, jaloesie. Kyk wat sê die woord van die Here. Haastig is hulle voete om wat te doen. Bloedvergif, het jy gehoor? Jy gehoor wat dit aan Elias en Doods nou oorgekom, wat dit met hulle gebeur. Jy hoor wat hulle gedoen. Jy gehoor, om Doods het op 'n rook, ek het hom nou die dag onder die boom gesien, toe laai hy weer 'n gangster. Ekskuus Doods, waar Doods is hy hierso? Hallo? Hy is hier iewers. Okay, hy is daar binne-in. Hierso wat hy rook nie, hoor, hy het sy hart vir die Here gegee, heeltemal hy rook nie meer nie. Ek kan hom nou uithaal, hy hoor my. Hy het sy hart vir die Here rook nie meer nie. Kyk, hy doen dit regtig nie, hoor, ek gee net 'n voorbeeld. Ons harte om te kyk, ja, na die wêreld wil hoor wat het jy verkeerd gedoen. Almal wil jou oordeel. Maar hulle self sit met 'n oordeel oor hulle van God. Skuld nie wag om iemand te na te kom en net hy steek te gee nie. Verwoesting en ellende is aan hulle paaie, die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Mense vrees God nie meer nie. Want as jy God gevrees het, hoekom woon jy nie die eredienste by wat God van jou verlang nie? As jy God gevrees het, hoekom doen jy nie die voornames wat hy jou voorgeroep het om dit uit te leef nie? As jy God gevrees het, sal jy 'n opteller wees en nie 'n trapper nie. Want 'n domme lamp sal God nooit uitblus nie. 'n geknakte riet sal hy nooit breek nie. Hoekom breek jy en wil jy iemand se vlammetjie blus? Die kerk is stil vanmôre. Waar is jou vrees vir die Here? En nou weet ons dat alles, vers 19, wat die wet sê, hy het dit vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Staan dit in jou Bybel, doemwaardig? Jy is gedoem. You're doomed. Dis wat dit sê. You're doomed. We are doomed. Ons is doemwaardig, ons dis tickets met ons. Dit beteken, Paulus waarsku Romeine en hy sê vir hulle dat die doemwaardigheid beteken die sondige mens verdien 'n regverdige oordeel en dood wat oor hom gaan kom. Ek wil hierdie gedeelte net sê, hoe laat is dit nou? Dis nog nie 12 uur nie, ons gaan net lekker sing.
Vers 20, voor ek dit gaan sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Wat beteken hierdie wet? God kom en hy gebruik die wet en gebooie om jou te waarsku, kennis, ek mag nie dit doen nie. Ek mag nie dit doen nie. As jy doodgaan, kan jy nooit vir die Here sê, maar pastoor, dis pastoor se skuld. Hy het my gedryf, jy kan nie. God gaan sê, het ek jou nie 'n wet en orde gegee wat jy moes gevolg het nie. Jy het 'n keuse gehad. Gaan ek vir die pastoor kwaad word of gaan ek vir hom lief wees? Jy het 'n keuse gehad. As jou vrou jou kwaad maak, jy het 'n keuse gemaak hoe jy haar gaan hanteer. As jou man jou kwaad maak, jy het 'n keuse gemaak. As iemand jou dryf om iets te doen, jy gaan voor God staan. Jy sê, nee. Jy staan voor my. Ek kan nooit sê, jy het my gedryf nie. My stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die geestes, bose magte in die lig. Ek kan nooit sê, jy het my gedryf nie, al dryf iemand jou. Ek word baie getoets in my lewe. Julle ook? Kom aan, wees eerlik as mense. Almal word gedryf. En soos een van die roere hier agter op 'n boot, hy dryf. Jou neus is later soos die boot in die lug. As jy net grond vat op die water, is daar moeilikheid. Maar nog steeds sê die Here, in die vrug van die Gees, praat hy van selfbeheersing. Hy sluit af met selfbeheersing, want selfbeheersing vou al die vrugte van die Gees toe. Jy het 'n keuse gemaak wat jy voor gaan staan. Ek kom 'n ding agter. 3 weke terug sê 'n man en 'n vrou vir my, die Here het my vrede gegee vir die keuse wat ek gemaak het. Maar dit is nog steeds teen die wil van die Here. Jy kan nie die woord van God kontradikt nie. God gaan nie vir my vrede gee in my besluite wat teen sy ordes is nie. Dan weet ek nie wat se God jy dien nie. God gaan my nie vrede gee om iemand dood te maak en hy sê jy mag nie moord pleeg nie. God gaan my nie vrede gee om van my pastoor sleg te praat, net om mense nie by die Here uit te kry nie. Ek steel, want die Here praat van skinder en slegpraters. Elke sonde wat God sê hy haat, kan jy vir my kom wys, hoe gaan God teen sy eie woord praat as hy sê ek haat sonde? Wat se God dien jy dan? Ons kontradikt, ons bid en glo later so, dat jy glo eintlik jouself. Ek het skrif daarvoor. Jy kan nie die woord van God kontradikt nie. Wat beteken hierdie? Die mensdom laat na om God te soek. Daarom sal hulle mekaar vloek, seermaak en ellende saai. Kom ons wees eerlik vanmôre. Om 'n prediker te wees is nie die maklikste nie. Almal se oë is op jou. Ek vat my as 'n voorbeeld. Okay, ek gaan nie nou van ander praat nie, anders sal dieselfde sê. So ek wil my as 'n persoon vat vanmôre as 'n voorbeeld. Kyk, as my kind nou stout was, sy is nou groot, sy sal nou nie meer stout wees nie. Sy kyk my klaar. As sy stout was en ek het haar geraps, gaan almal polisiestasie toe, want wie's jy om jou kind te slaan, maar almal vergeet dat die woord van die Here sê in Spreuke, gebruik jy rotting.
Jy kontradik die woord dan. As Dani sy kind vasvat hier buite, as almal in die kerk se monde nou opgeswel, want die manier hoe hy met sy kind praat, sy kind vasgevat het, jy bly nie in sy huis om te weet met wat het hy te doen nie. Dan is die hele wêreld is nou kwaad omdat hy sy vrou of sy kind aangevat. Wie bly jy uit dit uit? Dit het niks met jou te doen nie. Jy gaan verantwoording doen vir wat jy doen. Hy het as 'n pa opgetree teenoor sy kind. En dan wil almal as die pastoor kwaad is, die wêreld vertel wat die pastoor nou net gedoen. Iemand staan eendag in die kerk en sê, ja, ek ervaar die gees van die Here en hy gaan nou iets doen. Dan staan ek hier voor, en ek glo die werk van die Heilige Gees, en ek glo dat God se Gees iets kan doen. Is dit snaaks dat die Gees van die Here nog nie vir my gesê het, hy gaan nou iets doen nie. Dan is hulle kwaad, en hardloop uit, want die Gees van die Here het ek nie toegelaat om te werk nie. Kan ek vir iemand iets hier binnekant sê, is nie my plig eintlik om die Gees van God toe te laat om te werk nie. As ek 'n kind van die Here is, sal hy outomaties self begin werk. Wie is ek om vir die Heilige Gees te sê wat om te doen? Ons begin in sisteme werk wat ons nie, dit kontradik met die woord van die Here. Hier is die goeie nuus. Maak jou Bybel oop. Nou gaan ons begin met die goeie nuus. Ons is amper naby. Romeine 3 vers 21. Is jou Bybel oop? Is hy oop? Romeine 3 vers 21. Maar nou is die geregtigheid. Sê maar nou. But now, ek gaan die New King James asseblief daar, hy is daar so. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet van die profete daarvan getuig. Die New King James Version sê, but now, apart from the law, the righteousness of God has been made known. Met ander woorde, to which the law and the prophets testify. Met ander woorde, jy gaan nou sien, ek het Jesus nodig om redding te kry. Ek het nie die wet nie. Jy kan alles gehoorsaam, jy hoef nooit 'n speed ticket soos die pastoor te hê nie. Nooit! Die probleem is, jy gaan steeds die hemel toe as jy nie in Jesus glo nie. As jy nie hom as jou verlosser het nie. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus is vir almal, oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Daai ene wat jy so trap, die geregtigheid van God en die genade van God en sy liefde is selfs oor daardie een. The New King James Version say, the righteousness is given through faith in Jesus Christ. To all who believe, there is no difference between Jew and Gentile. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. All who have sinned and fall short of the glory of God. Almal hier het gesondig. Sluit my in. Almal van ons is ontbreek aan die heerlikheid van God. Die vraag is vanmôre is, wanneer draai ons terug? Wil jy aangaan soos jy aangaan? Want dan gaan jy beloof, jy gaan die ewigheid mis. Jy gaan die ewigheid mis. Rita, sal jy vir my kom speel asseblief? Hier is iets wat gebeur. Hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God veroordeel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Sê bietjie geloof. Nie werke nie. Ek wil nie weet hoeveel tienders jy gee nie. Luister, een lees nie, sy sê tesorie. Hulle sal vir jou sê, ek worry nie oor geld nie. Geld is nie my beplanning nie. My beplanning is die wil van God se plan vir jou en my, gaan oor siele. Geld is 'n bysaak wat God sê is 'n opdrag wat jy aan hom moet gee. Ek moet fokus op jou siel. Ek wil jou geld hê en elke 2 jaar 'n nuwe BMW. Ek sal er nie omgee nie, maar
Maar ek wil nie jou geld hê om elke 2 jaar 'n BMW te ry nie. Ek wil die seën van God in my lewe hê. Ek wil Jesus hê. Een ding is wat ek dink die kerk nie kan sê nie, is ek hang nie ryk mense aan nie. Daar het al ryk mense ingekom en gegaan, omdat ek al genooi was vir braais. Ek gee nie om te gaan braai, ek sal by jou kom kuier. Maar gaan jy jou drempel deurtrap nie. Ek wil nooit hê iemand moet vir my sê, jy hang net ryk mense aan nie. Jy's net by die rykes nie. Hey, Jesus het gekom vir die siekes en die armes. Ek worry nie oor jou Porsche nie. Ek worry oor jou. Lyk jy net so mooi binne soos jou Porsche? Dit is nie verkeerd om ryk te wees nie. Jy's geseënd. Ek stel nie belang om by jou te kuier om te kyk wat ek uit jou kan kry nie. Ek stel belang om by jou te kom en te kyk wat kan ek by jou deponeer. Ek wil nie kyk wat se geld kan ek by jou sit en rente strek nie. Ek wil kyk wat kan ek van hierdie woord in jou sit, sodat wanneer ek voor God gaan staan, ek nie met leë hande staan nie. Hierdie is net nou, dis nou, dit nou. Nou, dis tydelik, hierdie is tydelik, is wat hierna wat gaan gebeur, wat 'n ewigheidswaarde gaan dra, vir ewig en ewig en ewig. Ek het donderdag aand by die hemelvaartsdiens vir die mense gesê, weet jy wat is hartverskeurend? Wanneer ons hel toe gaan, 1 miljoen jaar is te min, want by God is 1000 jaar 'n dag en 'n dag 1000 jaar, so kom ons doen wiskunde, 1 biljoen jaar is te min, 1 triljoen jaar is te min, dis ewigheid. Vir ewigheid in die eerste 3 biljoen of triljoen jare wat daar is, gaan jy nie eens 'n kans kry om water op jou vinger te sit, om net jou lippe en jou tong nat te maak nie. Dit praat van ewigheid. Vers 26. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig kan maak, wie uit die geloof in Jesus is. Is jy in geloof in die Here Jesus of staan jy op dit wat in jou bankrekening is? Staan jy op dit wat jy het? Staan jy om hierdie ryk pelle wat jy het, wat jy dink gaan jou help? Hulle gaan jou nie help nie. My geloof is in Jesus Christus. Matteus kom die Here, hy sê, bekommer jy nie oor die dag van môre nie, want elke dag het sy eie bekommernis. En die mense het al aan my beloftes gemaak, nee, wat nie betaal nie, wat net in 'n leen uitdraai. Wat my eintlik al in moeilikheid gesit het. Groot moeilikheid. Kom vra my, ek het al 'n pad in die lewe gestap. Sê vir een langs jou, moenie mense vertrou nie. Vertrou Jesus. Mense sal vir jou sê, ek het dit gedoen, dan is dit nie gedoen nie. Dan dink hulle jy is 'n mampara. Hulle dink jy is onder een of ander hoender uitgebroei. Hey, my ma stee hoender nie, sy's 'n vrou man. Sy het normale geboorte aan 'n normale mens gegee. Ek het dalk 3 breinselle, maar 2 klap ten minste hande vir een wat ek het, okay? Ten minste het ek 'n brein. Ek sê gister gebore nie. Gebeur dit met julle ook? Dan gaan doen jy en alles gaan aan, maar dan is dit nie daar nie. Dan besef jy, wat is 'n leuen en wat is die waarheid? Sê vir jou langs, sê jou woord moet jou eer wees. Jy gaan vir God staan wat jy aan God doen. Waarom is dan die roem? Dit is uitgesluit deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mense geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Vers 29. Of behoort God net aan die Jode en nie aan die heidene nie, ja ook aan die heidene. Aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Kan die voorsangers vir my vorentoe kom? Romeine 3 vers 1 tot 9 sê. Paulus sluit met vrae en antwoorde oor God se regverdigheid en betroubaarheid. Sê vir een langs jou, sê ek en jy soms onregverdig?
onbetrouwbaar, maar God is regverdig en betrouwbaar. Prys die Here, sê bietjie amen. Die slotsom is, alle mense is skuldig voor God en het gesondig. Almal van ons. Daar is nie so 'n heilige persoon wat sê hy het nog nie sonde gedoen nie. Niemand kan sê hy het nog nie sonde gedoen nie. Niemand nie. Maar ek wil hier nie afsluit om vir jou te sê, jy kan nie sê ek het nog nie sonde gedoen, so nou is okay, ek kan aangaan, ek is in 'n sondas. Nee. Die woord van die Here sê, kom die Here Jesus, hy sê, jy moet streef na die heiligmaking van die Vader. Jy moet streef om nie meer aan te gaan met die sonde nie. Jy moet sterwe sodat Christus in jou kan leef en jy in Christus kan leef. Niemand sal vir ons skuldig staan nie. Ek wil Dawid gebruik vanmôre. Sy sonde met Batseba, ekskuus. Dit was nie God se skuld nie, dit was sy skuld. Hy het die keuses gemaak. Het God genade aan hom getoon? Wat het hy gedoen? Hy het opreg gaan repent. Hy het opreg gaan regmaak. Wat is opreg? Ek stop nou hierdie dinge, ek kan nie meer dit aangaan nie, ek beweeg na Jesus toe. Opreg. Een reddende verhouding met God is deur geloof in Christus Jesus alleenlik. Hier is die bewys, ek wil afsluit, dan gaan ons vanaand aan, want hier is baie lering. En ek gaan nou by dit kom, in Prediker 7 vers 20 tot 22, mag jy jou Bybel oop, Spreuke 7, mag jy oop asseblief. Ons wat dink ons is sulke regverdige mense, daar is nie so 'n ding soos daar is 'n regverdige mens nie. Almal maak foute. Ons streef na regverdigheid, ons moet regverdig wees. Ja, daar's baie kere wat jy regverdig optree en regverdige dinge doen, maar ek kan jou waarborg, jy is nie altyd regverdig nie. Spreuke 7 sê, daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie. Is so goed, ek gee jy die einde van die jaar 'n bonus, jou kontrak sê jy kry verjaarsdag geld by my as jy verjaar, en jy kry 'n 13de check, maar ek vat jou 13de check, R1000 om vir jou verjaarsdag te gee, dan eintlik vir jou gelieg. Goeie voorbeeld, nee, maak dit sin. Meneer, maar my 13de check klop nie so lekker nie, ja, maar jy het verjaar. Weet jy wat ek vir jou sê, jou woord is jou eer, ek gee net 'n voorbeeld. Alright, ken julle dit? Ken julle sulke goed? So? En dan sê hy, jy moet ook nie let op al die woorde wat mense spreek nie, sodat jy nie hoor dat jou dienaar jou vloek nie. Eerste ding wat ons doen is, as iemand ons vloek, let ons so op en ons maak dit ons eie. Ons raak nou kwaad, want hy vloek my, hy sê my, die woord van die Here sê, let nie op wat hy sê nie, want dan wek jy eintlik binnekant jou woede op wat kon gebly het. As iemand jou vloek en sleg sê, sê Here, laat dit soos water op 'n een se rug, ek is 'n geseënde gesalfde van die Here. Niks wat hy sê sal prosper, geen vuurpyl wat na my toe kom sal prosper nie. Ek sal staan onder die salwing en die bloed van die Here. Hy sal getroulik vir my sê, hy sal my seën. En dan sê die woord van die Here, want jou eie hart weet ook van baie gevalle, dat jy self ook ander gevloek het. Die kerk is stil. Ek gaan nou maar weer vir my as 'n voorbeeld gebruik. Dit is nou nie wat gebeur nie, maar ek gebruik net 'n voorbeeld. Okay, ek wil net na iemand, nou is iemand lig geraak in die kerk, en sien wat ek wil doen nie. Nou praat mense sleg van my.
Nou gooi ek het my Bybel neer, gryp my vrou in 'n handsak en sê ons is klaar met hierdie kerk dat ons huis toe gaan. Ek is nou klaar met hierdie mense. God praat van uithouers en aanhouers. Hierdie wat so van jou praat, God gaan hulle uitsorteer, man. Maak jy dit 'n saak van gebed. Wees jy nog steeds lief. Sê nie jy moet jou vyande seën nie. Of as jy stap na hulle toe, klap hulle, klim in jou kar en gaan huis toe seker klaar met hulle. Staan dit so geskrywe? Nee, want dan het jy nie die vrug van die Gees van God in jou nie. Ons gee so maklik op in omstandighede. Pastoor, hierdie omstandighede vir my kom al 15 jaar saam met my. Kom al 20 jaar. Pastoor, is al 45 jaar met hierdie probleem. Het julle daai reel gesien? Sit die man en sy vrou en hulle kind sit op die hoek van die tafel. En eintlik hulle is al bietjie moeg vir hierdie seun. En die man bid, hy sê, Here, vat dit asseblief alle finansiële laste van ons al weg. Weg is daai seun op die hoek van die tafel. En wat is hierdie finansiële? Ekskuus, ek wag nou. En ons bid sulke, en verwag die Here moet nou net, wat probeer ek sê vanmôre is, jy wat hier sit, het net soveel sonde soos die een daar buite. Is dit nie ons plig om elkeen na God toe te draai, in sy reinheid en heiligheid voor hom te staan, sodat ons ander kan gaan help? Dis hoekom, en jy gaan sien hoekom ek sê, wanneer, die was al mense in die kerk gewees, wanneer die Gees van die Here werk. Daar's 'n tyd, dan stik mense, ag nee, ek ervaar nie die Here se Gees vandag in die kerkie. Hey, as jy met hoenderpokke wil werk, ek werk nie met 'n hoenderpok nie, ek werk in geloof met die Here, man. Ek het die Gees van die Here binne my. Wat se gevoelery wil jy? Wat wil jy voel? Wat wil jy aan my kyk vat? Wat wil jy voel? Hierdie is maar klein, maar voel hom. Wat wil jy voel? Wat wil jy voel? Julle lag, my een kyk is groter as die ander en ek beloof julle, dis hoekom jy my nie sommer met 'n kortbroek sal sien nie. Toe hulle in my gewerk het hulle net op my een kyk gefokus. Ek sê wat ek vir julle wil sê. Hou op met gevoelenswerk, werk in geloof. Jou gevoel gaan jou nie hemel toe vat nie. Jou geloof in Jesus is wat jou hemel toe vat. Ons bedien enige vrou, ek vra die vrou, sê gou vir my, ervaar jy wat nou in jou lewe gebeur? Sy sê nee, ek voel nog niks. Ek sê, jy is veronderstel om nou iets te voel nie, ek vra, ervaar jy wat God besig is om in jou lewe hier, in jou liggaam nou hier, ervaar jy, glo jy iets gaan gebeur? Daardie vrou wat saam met my by die uitreik was, daardie vrou, ek praat van daardie vrou, hier is die geheim, kyk ons wil hoendervleis sê, jou hare moet lyk soos 'n middelpaadjie, een of ander afro, as jy die Gees, dit werk nie so nie. Buitendien, jy gaan 'n bietjie hoenderpokke kry, want die Gees van die Here is alomteenwoordig, hy is groot, hy is kragtig, en hy maak bekend, hy sê, maar ek werk nie op 'n hoenderpokkie nie, ek werk op geloof. Ek wil hê jy moet hoor wat ek gaan sê. En daardie vrou, hoeveel stage 3, wat het sy gehad, 3 of 4, wat was hy kanker stage 4, jy was nou nie saam nie, maar jy was daar by die vorige jaar, nee, saam met my, toe die Here daai vroukie met die kanker aangeraak het. En ons staan daar binne, daarin ek vra daai vrou laas jaar, ek vra, wat, ervaar jy in jou lewe, jy in jou liggaam, dis deel van jou lewe, kan jy ervaar dat God se Gees is nou besig? Sy het nie hare nie, sy het nie oogwimpertjies, wat in hierdie goed is? Ooghare, wat is dit? Ok, so sy het nie hierdie tipe goed nie, daai goed. Sy het nie dit nie, ok? Sy het niks. Jy moet glo as ek vir jou sê, sy het nie eens armhare nie, hier's niks. Die kanker is so deurtrek dat alles val uit. En ons staan in daai diens, julle was saam, ons staan in daai diens. En ek vra van, glo jy, dat God het jou nou net genees? Sy huil, sy val onder die Gees, en die Gees van die Here is bezig. Buitendien, ek dink ons moet in hierdie kerk goue gesprek afsluit. Hou op vra van as iemand val, hoekom nou wil jy gaan studeer, hoekom val hy vorentoe, hoekom val hy agtertoe, moet hy nie soontoe val? Julle is besig met snert.
kom in daai snert uit. Gaan kyk, daar's baie teksverse, kom vra my, ek sal dit vir jou gee om jou te wys dat mense val onder die krag van die Here. Daar is 'n lering en dit is 'n bewys. Mense wil dit doodpraat, want hulle is bang om kerkmense te verloor. Dis hoekom die wêreld in rep en roer is, want ons laat nie God se gees toe nie. Ons is so bang. Mense haat altaar callings, want mense leef nie opreg as hulle hulle harte vir Jesus gegee het nie. Hey, hou op jy judge, ek sal 'n altaar calling doen tot Jesus my kom haal. Weet jy hoekom? Petrus het 3000 mense gedoop op een dag. Hoe dink jy het daai 3000 mense na God toe gelei? Kan ek hierdie vraag vra vanmôre? Is daar moes iewers 'n altaar calling gewees het? Dit staan nie geskrywe nie, maar mense moes gesê het, ek gee my hart vir Jesus. En die gees van die Here kom oor daai vrou. En sy val daar nie en sy huil. En ek sien haar maag so skud. En ek raak so excited. Ek dink die kerk het my al excited gesê. Prys die Here, ek slaap gewonder. Ek lyk soos een van die ouetjies wat 80 meter hekkies hardloop. Sy staan op. Voor sy bank toe gaan, vat ek haar in die arm, laas jou, ek sê, ek wil net vir jou sê, God het jou klaar genees. Gaan jy dokter toe asseblief en kry vir ons die papiere wat sê, jy skoon. Ek het nooit weer van haar gehoor nie, ek het net gehoor by die pastoor, sy's gesond. Hierdie jaar gaan ons na hulle kerk se paasnaweek diens toe en die uitreikspan is saam met my. Ekskuus. En die Here sê vir my, Rian, die vrou wat daar sit met daai mooi bos hare, agter die kerk, daar. Sê vir haar sy moet vorentoe kom. Prys die Here, net 'n nuwe battery asseblief. Sê vir haar sy moet vorentoe kom. Ek wil nog 'n restaurasie in haar lewe vir haar ekstra doen. 'n Ekstra restaurasie. Ek weet nie wie is die vrou nie. Ek ken haar nie. Ek kan haar nie onthou nie. Sy is nie die vrou wat ek gesien het nie. Hou net gevas vir 'n oomblik, ekskuus. Ekskuus, Boeta. Sy is nie die vrou wat ek gesien het nie. Sy is nie dieselfde vrou van laas jaar nie. Dis nie dieselfde oë nie. Dis nie dieselfde gesig nie. Haar ander vrou het die hare gehad nie. En as sy hoenderpokke kry daar nie eens 'n haar gestaan nie. En hier is die amazing deal. Sy kon staan voor my voor magdom witnesses in daai kerk. Daar's mense in die kerk. En ek vra vir haar, dankie. Is hy ook pap? Prys die Here. Okay, alles is pap. En ek vra daai vrou, die Here wil 'n restaurering in jou lewe doen. En sy kon staan by my voor in die kerk. Regs van my, sy sê, pastoor, onthou jy my nie? Ek sê, nee. Sy sê, pastoor, ek sê die vrou wat stage 4 gehad het, wat God fenomenaal gesalf het en genees het. Sy is nie eers in 'n remissie nie. Dit ander woorde, dit beteken, daar's nie eers 'n kolletjie van 'n bewys wat gekrimp het dat sy kanker nie. Sy is waarlik skoon. Weet jy wat het sy gedoen? Sy het in daardie diens gesit. En ek wil dit vir iemand sê hier binne. Onvergewensgesindheid maak siek en dood. Sonde maak dood. Woede was in haar. Haat. Ek haat jou. Jy sal siek wees tot jy vryspreek. Hoor wat ek sê. Leuns. Sonde maak siek. Sonde kom om dood te maak. Julle vrouens wat so van julle manne sleg praat by ander. Julle manne wat julle vroue so bespreek by ander. Jou vriendin wat haar man bespreek, of jou vriend wat sy vrou bespreek. Ek wil vir jou sê, pas op waarmee jy besig is. Jy's besig met 'n sonde wat jou gaan siek maak en doodmaak, want God sê, hy hoor nie die gebede van 'n man wat vir sy vrou kwaad te sê. Staan in die Bybel. En dan sit jy in hierdie skinder, saam op hierdie koeknes. Ek weet nie wat sy les is dit nie, maar jy is besig met 'n nes. Jy sal die seën van God nooit kan dra as jy aanhou met wat jy aanhou nie. So ek gaan vra vanmôre. Ons gaan kerk toe baie keer en sê ons, maar ek sien nie dat die Heilige Gees, die Gees van die Here sal vir 'n jaar nie werk as hy moet. As hy sê dis lering, is dit lering. Dis wat mense doen.
gaan hardloop hulle nou na die ander kerk toe, want die gees van die Here het nou nie hier gewerk nie, ek gaan nou soek. Nee, werk nie so nie. Die gees van God sal altyd hier werk, solank as wat ek asemhaal. Ek sal hom nie keer nie, want ek het nie die autoriteit, of die mag, of die krag, of die reg om hom te keer nie. Hy is die Allerhoogste, hy is God. Ek gehoorsaam hom. Hy werk wanneer hy wil, soos hy wil, waar hy wil en hoe hy wil. En as hy nou kan, sal hy. En as hy sê nie nou nie, nou is lering, as 'n lering. Maar een ding is seker, waar ek gaan, dra ek die gees en die autoriteit van God in my. My vraag is, dra jy dit? So, hierdie vyande van jou wat sonde het soos jy, gaan jy moet vryspreek, sodat God jou van jou sonde kan vryspreek.